Waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die God wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Here en die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons lees volgens die woord van God. Ons lees 3 gedeeltes uit die Nuwe Testament, die evangelie soos wat Lukas ons opgeteken het, hoofstuk 13, vers 1 tot 5. Lukas se weergawe van die evangelie, Lukas 13, vers 1 tot 5. Daarmee saam lees ons uit Johannes, hoofstuk 9, vers 1 tot 3. Johannes 9, vers 1 tot 3. Lukas 13 is op bladsy 101 in die Nuwe Testament. Johannes 9 is op bladsy 136 in die Nuwe Testament. En dan die derde gedeelte wat ons lees is uit die Ou Testament, by die profesie van Jesaja, hoofstuk 55, die 8ste en die 9de vers. Dis op bladsy 774 in die Ou Testament. Ons skriflesing uit Lukas 13, Johannes 9 en Jesaja 55. Broers en susters, maar voordat ons na die woord van God luister, kom ons verootmoedig ons in gebed. Kom ons bid dat die Here ons hier in ons saamwees vanoggend sal seën. Dat hy sy hart en verstand vir ons woord sal oopmaak. Dat dit wat ons hoor waarlik sy woord sal wees. Ja, kom ons bid dat hy met ons hier in ontmoeting sal tree. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, ewige Hemelvader, dankie Here, dat ons u kinders rondom u woord mag wees. Dat u ons wat sondaar mense is, u kinders gemaak het in Christus Jesus. So u hand na ons uitgesteek het, weggeneem het wat tussen ons en u staan. Here, seën ons in ons saamwees. Maak ons hart en verstand ontvanklik vir u woord. Wil o God deur u Gees dit wat ons hoor in ons geloof laat word. Sodat ons die geloof en die moed en die krag sal hê om in hierdie wêreld waarin ons leef, u kinders te wees. U getuies. Barmhartige Vader, seën so hierdie gemeente as ligdraer van u koninkryk. Elke lidmaat in sy en haar eie omstandigheid. Diakens, ouderlinge, herder en leraar. Wil Here dat ons kerk ook u lig sal dra in die donkerte van ons bestaan. Gebruik o God u kerk in die wêreld om u liefde te dra en te verkondig. Barmhartige Vader, sien ons aan in hierdie land waarin ons leef. Wees met owerheid en onderdaan. Wees o God met elke mens wat in nood is. Sien ons aan in ons hartseer. Wanneer ons worstel met siekte, wanneer ons in angs bevrees is. Wees met elkeen wat eensaam is. Wees met hulle wat arm en elendig is, wat geknel word deur droogte, deur oorloë. Vader, sien ons aan in liefde. Al is ons nie werd om u kinders genoem te word nie. U het ons u kinders gemaak. Maak ons, Here, ook u getuies. U mond wat sal troos, u hande wat sal vertroos. Hoor ons, Here, om Jesus ontwil. Amen. Broers en susters, in Lukas 13
vertel Lukas vir ons, juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Dan broers en susters, in Johannes 9 kom die disippels en Jesus by 'n man wat blind gebore is. En dan by daardie geleentheid, terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Syne of sy ouers se? Jesus antwoord, dis nie deur sy eie sonde en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. Dan verder vertel Johannes vir ons hoe dat Jesus hierdie man se oë open sodat hy kan sien. Dan broers en susters, lees ons uit Jesaja 55, 'n gedeelte waar die profeet namens God praat met sy volk. Hulle is in die verre Babylonië en hulle is moedeloos, moedverlore, arm en elendig. Dan sê die profeet vir hulle, die Here sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Julle gedagtes is nie my gedagtes nie. My optrede, julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Soos die hemel hoër as die aarde, so is my gedagtes bo julle gedagtes. Broers en susters, dis ons skriflesing vanoggend. Mag die woord van God vir elkeen van ons die waarheid wees waarin ons vashou. En mag hierdie woord in ons harte groei in geloof, in hoop, in liefde. Teks vir ons prediking vanoggend, broers en susters, Jesaja 55 vers 8. Die Here sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. Tema vir ons prediking, broers en susters, waarom, Here? Waarom? Geliefdes in Christus Jesus, meeste van ons het sekerlik al met hierdie vraag in ons gemoed en op ons lippe gesit. Waarom, Here? Waarom laat U toe dat sulke dinge gebeur? Onskuldige kind wat wreed mishandel word. Goeie, voorbeeldige Christenmense wat wreed vermoor word op 'n plaas. 'n hele volk wat ly onder die waansin van 'n president wat hulle land wil hê. Waarom laat U sulke dinge toe? Dalk broer en suster, het jy al baie nader aan jouself hierdie vraag gevra. Dalk langs die graf van jou dierbare, jou kind, jou ouers, jou man of vrou. Waarom, Here? Dalk het jy al geworstel met 'n verskriklike siekte. Dat jy gesê het, waarom, Here, gebeur dit met my? Wat het ek dan gedoen om so 'n verskriklike ding te verdien?
Waarom? Dit was dan ook die rede, broers en susters, waarom die mense vir Jesus vertel het van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, doodslaan het. Daardie mense was besig met hulle godsdiens. Hulle was, ons kan sê as ware in die kerk besig om kerk te hou. Dan laat Pilatus die Romeinse goewerneur hulle doodslaan. Waarom laat die Here so iets toe? Nou het die Jode in Jesus se tyd, soos baie van ons vandag ook nog, oor hierdie saak 'n bepaalde opvatting. Die Jode het geglo dat wanneer so 'n ramp met jou gebeur, so 'n verskriklike ding met jou gebeur, dat dit God se straf is omdat jy iets verskrikliks verkeerds gedoen het. So glo baie van ons dit vandag nog. Omdat jy 'n vreeslike sonde gedoen het, daarom bring die Here hierdie ramp, hierdie ellende oor jou. So kry die Here jou terug vir die sonde wat jy gedoen het. Om dieselfde rede vra die disippels by 'n ander geleentheid vir Jesus, toe hulle by 'n man kom wat blind gebore is. Deur wie se sonde is hierdie man blind? Syne of sy ouers se? Wie se skuld is dit? Wie het die vreeslike sonde gedoen dat hierdie arme ou blind gebore is? Jesus sê vir hulle, dis nie hierdie man se sonde nie, en ook nie sy ouers se sonde nie. Dis nie iemand se sonde wat gemaak het dat hierdie man blind gebore, dat God hierdie man blind gebore laat word het nie. God wil deur hierdie man se blindheid vir julle, sê hy vir die disippels, en ook vir ons vandag iets leer. Iets leer van God se liefde. En dan genees Jesus hierdie man se oë sodat die man kan sien. So antwoord Jesus ook die vraag oor die Galileërs wat met hulle godsdiens besig was en wreed vermoor word. Hy sê vir die disippels, dink julle dat hierdie mense wat so vermoor was, groter sondaars was as al die ander Galileërs? Nee, dis nie hoe God werk nie. En dan gebruik Jesus ook 'n ander voorbeeld om hierdie selfde saak te verduidelik. Hy sê, dink julle dat daardie 18 op wie die Siloam-toring ineengestort het, groter sondaars was as al die ander mense in Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Dit is nie hoe God werk nie. Dit is nie hoe God optrede nie. Maar as julle nie bekeer nie, sê Jesus vir hulle, sal julle almal net so omkom. Jesus gebruik hierdie gebeure om vir die disippels en vir ons te sê, julle moet mooi dink oor julle lewe. Julle moet besef dat julle eintlik net tydelik op aarde is. God stuur nie rampe om mense terug te kry vir sonde wat hulle gedoen het nie. Die rampe wil God elkeen van ons mooi verduidelik dat ons tydelik op aarde is. Dat ons as mense ons saak met God moet regmaak terwyl ons nog kan. Want nie een van ons weet hoeveel dae daar nog in ons lewe oor is nie. Terwyl ons tyd het, moet ons hierdie saak regmaak, want broers en susters, ons almal is tydelik op aarde. Paulus sê, ons bly as ware in tente in hierdie wêreld. Laat my dink aan 'n jong man lank gelede by wie ek gekom het wat kanker gekry het, terminale kanker. En hy het bitter siek geword en hy was verbitterd in sy hart, ja ook verbitterd teenoor die Here. Waarom dominee die Here hierdie ding oor my gebring? Ek is dan 'n lidmaat van die kerk, het probeer om goed te lewe. En nou sit ek met hierdie verskriklike lyding. En so het hy verbitterd gebly deur sy lyding heen, tot ek die dag saam met hom by sy sterfbed gestaan het. Toe sê hy vir my, dominee, hierdie kanker was nie God se straf nie, weet jy? Dit was eintlik God se seën. In my hele lewe was ek nooit so naby aan die Here soos in hierdie tyd nie.
In hierdie tyd het ek besef waarheen ek op pad is. Het ek besef wat dit beteken dat Jesus my sondestraf aan die kruis gedra het. Ja, op sy sterfbed het sy bittere lyding 'n seën geword. Die kanker vir hom nader aan die Here gebring. Het hy besef, hy is net tydelik op aarde. En broers en susters, dis die een ding wat almal van ons dikwels vergeet. Ons dink hierdie wêreld waarin ons leef is die enigste wêreld. Ons vergeet dat ons hier in tente bly, dat ons deur hierdie wêreld heen op pad is. Vergeet dat ons net tydelik op aarde is, op pad na die bestemming wat God vir ons bereik het, wat God vir ons geskep het. Die Vaderhuis met sy baie woning. Omdat ons mense is, hou ons vas aan hierdie wêreld, want dit is wat ons ken. Hou ons vas van hierdie wêreld en probeer ons God se optrede met ons menslike verstaan te verklaar, te verduidelik. Vergeet ons dat God die Almagtige is, die ewige, die onbegryplike God. Dat God die grootte God is wat hierdie hele skepping geskaap het. 'n Skepping so groot dat ons tot nou toe nie die einde daarvan kon bepaal nie. 'n Almagtige God, 'n ewige God, onbegryplike God. Hy is ons God. Probeer ons met menslike woorde hierdie God verklaar, en ons kan nie. So het die volk van God ook probeer doen. In die verre Babilonië waar hulle ballinge was, arm, elendig, onderdruk, slawe in die vreemde, probeer hulle God se optrede verklaar met menslike verstaan en met menslike woorde. Dan sê die Here vir hulle, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle optrede nie soos myne nie. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede nie soos myne nie. Ek is God. Ek is die almagtige, ewige, onbegryplike God. Ons doen dit ook dikwels, broer en suster, om met ons woorde en ons verstaan hierdie God se optrede te probeer verklaar. Maar ook vir ons sê die Here vanoggend, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede nie soos myne nie. Net 'n mens dink aan wat Paulus gesê het. Terwyl ons hier op aarde is, sien ons deur 'n dowwe spieël 'n raaisel. Ons begryp nie. Maar eendag sal ons verstaan. Sal ons alles sien soos dit werklik is. Terwyl ons deur hierdie tydelike wêreld, broer en suster, op pad is, kan ons en moet ons weet, die groot, almagtige, ewige, onbegryplike God is nie 'n ver God nie. Hy is ons Vader. Hy ken elkeen van ons by die naam. Ons is sy kinders, want hy het ons sy kinders in Jesus Christus gemaak. In Christus Jesus het hy al ons sondes gestraf. Ons sondes staan nie meer tussen ons en God nie. Niks wat met ons gebeur in hierdie wêreld is God se straf vir ons sonde nie, want ons sondes staan nie meer tussen ons en God nie. Ons leef in hierdie wêreld as sy kinders, maar ons kan en moet ook weet, as sy kinders maak ons vir hom saak. Ja, ook wanneer ons swaar kry, in ons lyding, in ons angs, in ons nie verstaan van die wêreld rondom ons nie, kan ons en moet ons weet, hierdie almagtige, ewige God is ons Vader. Ons leef in sy hand. Hy is altyd, elke oomblik van ons lewe by ons. Ons is nooit alleen nie, al voel dit vir ons partykeer of ons so verskriklik alleen is. Ons is nie. God is by ons. En as ons self nie verder kan loop nie, dan draai ons. Hy is ons God. Hy is ons Vader. Hy het ons elkeen lief. En dit is ons troos. Amen. Kom laat ons dank.
Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U ons liefhet. Dankie Here dat U liefde vir ons groter is as ons eie self. Here, as ons na onsself kyk, dan sien ons net sondaar mense wat onwaardig is. Kinders van U wat ongehoorsaam is. En tog is U liefde groter as ons ongehoorsaamheid. Is U liefde groter as ons dwaalinge. Here, laat ons U kinders wees in die wêreld. Geef vir ons daarvoor die geloof en die krag en die genade. Wees Here by ons elke dag sodat ons dit ook sal besef in ons swaar kry en ons nood. En Here, al verstaan ons niks, weet ons U die ewig onbegryplike God is in beheer en U het ons lief. Seën ons so in hierdie dag en in elke dag om Jesus ontwil. Amen. Gaan in vrede en ontvang met biddende harte die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.